In die Ou Testament, Genesis hoofstuk 9, God sluit 'n verbond met Noag. Genesis hoofstuk 9 vers 1. God het vir Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê: wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. Al die diere, al die voëls, al die diere wat kruip en al die visse sal vir julle bang wees en vir julle skrik. Hulle word tot julle beskikking gestel. Alles wat roer en lewe sal kos wees vir julle. Naas die groenplante gee ek dit alles vir julle. Julle mag net nie vleis eet met sy lewe in. Dit is met sy bloed in nie. Wanneer julle eie bloed vergiet word, sal ek daaroor rekenskap eis, want dit is julle lewe. Van 'n dier sal ek rekenskap eis oor die lewe van 'n mens, en van 'n mens sal ek rekenskap eis oor die lewe van sy medemens. Wie die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger, maar julle moet vrugbaar wees en baie word. Vermeerder op die aarde en word baie. Verder het God vir Noag en sy seuns gesê: kyk, ek sluit 'n verbond met julle en julle nageslag en met al die lewende wesens by julle, die voëls, die makdiere en die wilde diere by julle, naamlik met al die wilde diere wat uit die ark gekom het. Ek sal my verbond met julle hou. Mens en dier sal nie weer deur vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer 'n oorstroming wees wat die aarde oorweldig nie. Toe het God gesê: dit is die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle, 'n verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld. My reënboog het ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek wolke oor die aarde laat saampak en die reënboog verskyn in hulle, sal ek dink aan my verbond met julle en aan die wilde diere volgens hulle soorte. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens uitroei nie. Die reënboog sal in die wolke wees, en wanneer ek dit sien, sal ek dink aan die ewige verbond tussen my en al die lewende wesens op die aarde. God het vir Noag gesê: dit is dan die teken van die verbond wat ek tot stand gebring het tussen my en al die lewende wesens op die aarde. Noag se seuns wat uit die ark gekom het, was Sem, Cham en Jafet. Cham was die pa van Kanaan. Dit was Noag se 3 seuns en uit hulle is die hele aarde bevolk. Noag plant 'n wingerd, vers 20. Noag was 'n boer, die eerste wat 'n wingerd geplant het. Hy het wyn gedrink en dronk geword. Toe het hy kaal in sy tent gelê. Cham, die pa van Kanaan, het gesien sy pa is kaal en het dit buite vir sy 2 broers gaan vertel. Sem en Jafet het toe 'n kledingstuk van Noag gevat, dit oor hulle skouers gehou en agteruit geloop en hulle pa toegemaak. Hulle het ander pad gekyk sodat hulle nie kon sien hulle pa is kaal nie. Toe Noag uit sy roes wakker word en verneem wat Cham sy jongste hom aangedoen het, sê hy: vervloek is Kanaan, 'n niks werd slaaf sal hy wees in diens van sy broers. Verder het hy gesê: prys die Here, die God van Sem, Kanaan moet Sem se slaaf wees. Mag God aan Jafet 'n ruim woonplek gee, mag hy welkom wees in die tente van Sem. Kanaan moet Jafet se slaaf wees. Na die oorstroming het Noag nog 350 jaar geleef. Noag was dus 950 jaar toe hy gesterf het. Dit is Genesis hoofstuk 9 in die 83 vertaling met die opskrif: God sluit 'n verbond met Noag. En die tweede gedeelte: Noag plant 'n wingerd.